Goeiemôre geliefdes. Ja, wat 'n groot voorreg is dit om weer vanoggend by ons plekkie te wees hier in Endicott. Die saligheid, die vreugde, die voorspoed van die platteland of van die rural areas soos hulle mooi in Afrikaans sê. Ons nooi julle almal uit om elke Sondag hier saam met ons te kom wees, om dit saam met ons te kan ervaar en ook die vrede en die rustigheid te kan ervaar. Plot 197 Paulstraat, Endicott, 10:00 in die oggend. As jy nie hier wil wees op 'n Sondagoggend nie, as jy ander afspraak het, Woensdag middag 7:00. Dan het ons biduur hierso dat die tyd is nou om die aangesig van die Here te soek en om hom te aanbid. Ek neem vanoggend waar, so voordat ons gaan begin, kom ons bid eers saam. Aba Vader, groot en almagtig is U, Here, en genadig is U, Here. Vader, ons loof en ons prys U dat U in hierdie tyd en in hierdie uur ons nog verdra, Here. Dat U liefde nog nooit verander het nie, Here. Dat U nog steeds omgee soos in die begin. Vader, ons vra dat U vanoggend vir ons wat hier is en vir hulle wat gaan luister by die huis, Here, dat U ons sal salf, Here, dat U ons sal seën, Here, dat daar weer 'n nuwe inspirasie in ons binneste sal wees, sodat ons opnuut sal soek en sal stry om te bly waar ons is, en dit is in U teenwoordigheid en in U hand. Ons eer en ons dankie daarvoor. Amen. Ja, ek is seker dat reg oor die wêreld vanoggend almal iets sou graag wou sê oor Charlie Kirk wat hierdie week vermoor is. En ek wil nou vir jou regtig sê dat hierdie boodskap wat ek vanoggend voorberei het, glad nie met dit te doen het nie, is maar hoe hy gekom het in die laaste 2-3 weke wat ek voorberei het. En die vraag wat ek vra, en ek seker my ou boetiekie, Anna, my ou sis sal seker kan bevestig, my boetiekie het hierdie woorde gehoor, toe my maale nog daar in Aberdeen gebly het my boetie so 'n willighuur in hom gehad. En ek dink daar's een aand wat my ma vir hom gevra het, waarheen is jy op pad? En nou vanoggend vra ek dieselfde vraag, waarheen is ons op pad? Waarheen is ons op pad met ons lewens? Waarheen is ons op pad met die dinge wat gebeur in ons omgewing? En die skrifgedeelte waarmee ek sal graag begin kom uit Spreuke 16:25. Hy sê daar's 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Nou vra ek weer hierdie vraag, waarheen is ons op pad? En dan vra ek die vraag pertinent, fisies en geestelik, waarheen is ons op pad? Wat is hierdie bestemming wat ons besig is om te skryf? En Mishka, ek het al die jare gesê dat ek en jy soos 'n brief. Ek en jy skryf self die adres op waarheen ons gepos gaan word. As iets met jou radikaal moet gebeur, soos wat met hierdie arme jong man van Amerika gebeur het, is jou adres klaar ingeskryf of was jy nog besig om te skryf? En dit is jou werk, dit is niemand anders se werk nie, dit is jou werk. En as ek nou volgende vra fisies en geestelik, en dan gaan die mense, Pastor Michael sê altyd, ja, ek hoor al klaar die mense in die galery skree vir my. En ek kan klaar hoor, julle skree vir my om te sê, jy kan nie hierdie twee goeders met mekaar vergelyk nie, dit is twee verskillende goeders. En in dieselfde asem gaan jy vir my sê, ons wandel deur die gees en nie volgens die vlees nie. En ek wil vir jou sê, jy is 100% reg, as jy nou vanoggend vir my daardie argument voorhou. Maar ek wil vir jou ook sê, dat jy nie in die gees is nie, jy het 'n vlees nodig om daar te kom waar jy gaan. Nou vra ek weer die vraag, waarheen is ons op pad? Jy sien, hierdie twee elemente wat ek nou uitlig, is elemente wat die bose lief voor is. My vleeslikheid en my geestelikheid. Hy's lief om dit uit te byt en hy bring ons altyd in konflik met hierdie goeters. Daar is mos die mense wat vandag sê, Pastor Michael, dat ons kan party soos ons wil. Jy sondig mos net met jou vlees, nie met jou gees nie. En dit is juist hierdie konflik, wat die bose lief is voor om ons in die wêreld vasgevang te hou, sodat ons nie die adres kan uitskryf waarheen ons op pad is nie. Dit is wat of party Christene in hierdie doolhof vasgevang is, hulle kom nêrens uit nie. Hulle stry hierdie stryd, maar hulle kom nêrens uit nie. Daar is geen begin en daar is geen einde vir hulle nie. En hoekom is dit so? Want die wêreld, Satan, het alreeds uitsprake gemaak oor hierdie wêreld.
wil ek amper sê profeseë. Moenie my verkeerd verstaan nie, nie dat hy kan profeteer nie, maar hy het reeds sekere dinge gesê wat hy wil hê moet gebeur. Nou kom ons gaan kyk wat sê die wêreld. Wat sê die wêreld? Waar is ons op pad? Nou miskien jy sal nou agterkom dat ons het 2 oë en 2 ore en 1 brein. Nou ek wil vir jou vandag sê, Tina, dat dit die ding is wat die bose die meeste gebruik om ons vas te vang in hierdie wêreld, dat ons nie geestelik voor die Here in herlewing kan kom nie, of in totale oorgawe voor die Here kan kom om te sê, Here, ek gaan U aanbid tot op die laaste dag toe nie. Wat is hierdie dinge wat hy vir ons sê? Wel, Michael, ek en jy het in die 80s groot geword, en ons het natuurlik daar die musiek geluister, né, Natasha? Ek beklei baie daar by my huis met die mense wat hierdie, en ek gaan vir jou sê, Tina, dit is veel erger onder die Afrikaanse musiek as die musiek waarvan ek nou gaan praat. Nou, eerste ou liedjie wat dadelik in my kop opgespring het, is hierdie liedjie, We Are On A Road To Nowhere. Kan julle hom onthou? Talking Heads. We Are On A Road To Nowhere. Die volgende een wat ek in die week gehoor het, en ek het miskien so 'n bietjie net na hom geluister, te sê ek, met mooi luister, wat sing hulle hierso? Sing hy vir iemand wat hy mis, of sing hy vir ons iets anders? Jy kan maar self die beslissing maak aan die einde van die dag. Is Bee Gees met Tragedy. Hy sê, no one to love you, you are going nowhere. Is dit baie interessant? No one to love you, you are going nowhere. En net so rukkie later, Pastor Michael, hoor ek 'n ander lied wat ons baie lief was toe ons nog in die wêreld was. Wie was dit? Tears for Fears. Hy sê die volgende, Welcome to your life. There is no turning back. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light do not find you. Kan jy hoor hierdie liedjies wat Satan maak vir ons? Kan jy hoor die evangelie, sy evangelie wat hy besig is om in ons nekke af te stoot, of nie ons nekke, in ons ore af te stoot, om ons verstop te maak, sodat ons nie die weg kan sien nie. Kan jy sien waarmee is hy besig om ons blind te hou, sodat ons nie Christus kan vind nie? En die kerk sit in hierdie situasie, ons sit in hierdie situasie, ons medemense sit in hierdie situasie dat ons is verstop, want dit is die musiek wat ons luister, wat maak dat ons nie kan hoor wat die Gees van God vir ons sê nie. Hoe praat die Here? Hy wil met ons praat, hy wil met ons interaksie hê. Hierdie God wat so jaloers is, wat sê ek is 'n jaloerse God, wat die sondes van die Vader sal gaan besoek, 3de en 4de geslag. Hoe kom ons nie by hom uit nie? Satan hou vir ons besig. Satan hou vir ons besig. Nou, ek het gesê 2 oë en 2 ore, né? Ore het ons nou net gedeel. Ja, ek sê weer, Tina, dat die Suid-Afrikaanse musiek is veel erger as hierdie wat ek nou gesing het, want waaroor gaan ons Afrikaanse musiek? Ja, julle kan my maar kruisig, en dit is fyn. Dit is heeltemal reg dat julle my kan kruisig hiervoor, maar die waarheid is die waarheid. Wat in Afrikaanse musiek kan gaan, vanoggend tot aand, is welis. Kan ek dit vir jou lees waaroor sing hulle? Kom ons gaan kyk gou net so vinnig. Ek wil gou so toe gaan, Pastor Michael, as ek nou so vinnig daar kan uitkom. In Galasiërs 5 kom hy en hy lig hierdie dinge uit wat veroorsaak dat ons nie by die Here uitkom nie. Galasiërs 5 begin hy hier oor praat en hy sê hierdie is die dinge. Dis van vers 22 af. Nee, hierdie is die een wat ek like om te gebruik by huwelike, né? Nee, dis ek is by Efesiërs, verkeerde boek. Kom ons gaan net Galasiërs toe. François, kry net jou boek reg. Maar wandel deur die Gees, ek het dit nou genoem, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle in die Gees, deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, ongebondenheid. Gaan luister na die Afrikaanse musiek. Keer op keer beeld hulle ergster iets uit. En dit is hoe die bose vir ons besig hou. Nou waar is die ander ding? Tina, ons like om movies te kyk. En daar is 'n ander medium wat die bose gebruik om ons weg te hou.
Nou, ja, ek het 'n behoorlike studie gedoen, Natasha, om te vra, ek het nie vir myself besluit nie, maar daar's baie films wat ek so graag wou uitgelig het, om te sê, kyk waarmee is die mens besig, kyk wat is Satan vir besig om vir ons te wys. Nou ek het nou maar vir die rekenaar gevra, my goeie vriend Google, wat is die top 5 films van die laaste eeu? Pastor Michael, het jy 'n idee? Het jy 'n idee? Kom ek lees hulle vir jou, in volgorde. The Shawshank Redemption, is nommer 1. The Godfather, Citizen Kane, Casablanca en Pulp Fiction. Nou ek gaan met bieg, ken nie een van hierdie films nie. En ek glo nie ek het een van hulle gesien nie. Nie omdat ek dink ek is beter as ander nie, maar dit is nie die tipe films wat ek so graag wou gekyk het nie. Maar die afleiding wat ek kon gekry het, Tina, van hierdie films, nêrenster in enige van hierdie films, Mishka, word daar van die Here gepraat nie, behalwe om die naam van die Here as 'n vloekwoord te gebruik. Nêrenster word daar vir ons 'n weg gewys, dit is hoe jy saligheid beerwe nie. Ek weet Godfather was 'n verskriklike ding rondom die maffia gewees, van moord en dood, en dit is wat Satan wil hê. Hy wil vir ons sê, jy's vasgevang in hierdie wêreld, jy gaan nie uit hierdie dinge uitkom nie. En dan wil ek nou daarvan af wegstap en vir jou sê, alright, dis nou genoeg daarvan, want ek weet die mense op die galery skree vir my, Frans, ons het dit al baie gehoor, ons wil dit nie weer 'n keer hoor nie. Ons is Christene, ons is kinders van die Here. Dis juist kinders van die Here wat vandag in die kerk sit. Halleluja, prys die Here. Met hierdie selfde mond en tong, die Here loof en prys, maar maandag wanneer hulle in die kar werk toe ry, dan luister hulle ander musiek. Musiek wat Satan vir jou geskryf het om jou in die wêreld te hou, om vir jou te sê you're on a road to nowhere. Daar is nie vir jou oplossing nie, daar is nie vir jou salwing nie, daar is nie vergifnis nie, daar is niks in hierdie wêreld vir jou nie. Kom ons by die geestelike wandeling. En Natasha, ek weet nie of ek hier die hardste wil beklei of die hardste wil skree, sodat dit by mense se ore kan ingaan nie. Jy weet, ek het op 'n stadium toe ek nog jong was, het my sussie, my ouer sussie, die een wat net ouer as ek is, Levina, het verskriklike musiek geluister, en ek het vir haar gesê, ouma en mamma gaan nie hou van hierdie musiek nie. Ja, maar is popmusiek. Dit is goed. En jy weet, ons is kerksmense gewees, ons in die kerk groot geword. Wat het dit veroorsaak? Veroorsaak dat jy groot word, dat jy nie weet wat is reg en verkeerd nie. Dat jy in hierdie doolhof is en jy staan en jy kom nêrens uit nie. Pastor Michael, hoe lyk dit by die kerkewêreld? Nie veel beter nie, Tina. Miskien dit lyk nie beter in die kerkewêreld nie. Met ons geestelike wandeling lyk dit nie veel beter nie, Natasha. Hierdie wat ek nou gaan lees, kom uit ervaring, persoonlike ervaring met die mense rondom my, met kerkhouwe van wanneer af tot nou toe. Hier is die dinge wat het gebeur. As ek mense begin nooi en praat oor kerk, dan sal hulle vir my sê, ek het my kerk en ek het my pastoor. Goed vir jou. Dit is reg so. Hou jou kerk, hou jou pastoor. Jy beter net bid dat jy en jou kerk en jou pastoor in lyn met God se woord leef. En nie besig is met jou eie dinge nie. Ander een wat ek gereeld gehoor het, veral hier waar ons is, ek het nie kerkklere nie. Wanneer het klere saak gemaak of jy die Here aanbid of nie? Die Here het vir hulle op 'n stadium gesê, kom soos jy is. Kom met jou sonde. Kom met jou ongeregtigheid. Kom net kerk toe. Want dit is hier in die kerk, as jy luister na die woord van die Here, waar daar iets in jou hart gaan gebeur, en jy gaan besef, Here, ek kan nie in hierdie spieël meer kyk vir myself nie, ek wil van dit ontslaa raak. Want wat gebeur hier? Ons reflekteer die weg van die Here, en jy gaan sien dat jy nie in die weg van die Here is nie. En wat gaan gebeur? Jy gaan 'n begeerte, die Here gaan daardie begeerte aan jou wakker maak, dat jy in sy weg kan kom. En jy gaan outomaties kies om tot bekering te kom, om te sê, Here, hoe sing ons daai liedjie, Natasha? Let go and let God have his wonderful way. Ek het nie klere nie. Klere het nog nooit saak gemaak of jy kerk toe kom of nie. Ek wil vir jou sê, daai verskoning is net 'n ander verskoning om te sê, ek het nie tyd vir die Here nie. Ja, en juist noem ek dit nou, ek het nie tyd vir die Here nie, ek het nie tyd vir kerk nie. En dan gewoonlik as hulle sê, Pastor Michael, hulle het nie tyd vir kerk nie, dan kom hierdie volgende een outomaties uit.
Nee, ek het nie nodig om kerk toe te gaan nie. Ek kyk vir pastoor Piet, vir pastoor Koos, vir pastoor Gert daar op die TikTok of waar ook al, en dit is vir my goed genoeg. Het die Here nie self gemeentes in werking gebring nie. Het die Here deur sy gees nie deur Petrus en Paulus gewerk om gemeentes in verskillende plekke te stig en aan die gang te hou nie? Het Paulus se skryfwerk ons nie bemoedig om gemeentes aan te wakker en by mekaar te bly nie? Waar staan ons? Waarheen is ons op pad? Waarheen is ons op pad? Is ons nog steeds in hierdie doolhof vasgevang? Ja, want hoekom? Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, elke ander dag wil ek in die wêreld leef. En soos die wêreld leef. Dan wanneer dit kom by God se sake, dan het ek baie verskonings. Praat met 'n pastoor, baie dierbare pastoorsvriend van my in hierdie week, en hy het hierdie laaste 2 vir my gegee. Baie dankie pastoor Jan, ek waardeer jou oproep, en dit wat ons oor gesels het my ook net bevestig dat ek op die regte plek is in terme van hierdie boodskap. Hy sê vir my, pastoor Michael, julle is te ver uit die dorp uit. En ek dog toe, ja, pastoor Jan, jy val vir ons aan, jong. Julle is te ver uit die dorp uit. Nou wonder ek net, pastoor Michael, hoeveel mense het agter Jesus aangeloop en duisende kilometers agter hom aangeloop om te sorg dat hulle by hom uitkom. Ja, maar Franso, julle is nie Jesus nie, maar weet jy wat? Ons staan vir Jesus en ons bid dat sy gees hier moet manifesteer. Ons bid dat hy hier koning sal wees, niemand anders nie. Hier is nie ek of die volgende persoon die meester nie. Hier is Jesus die meester. En weet jy waarvoor stry ons? Ons stry vir sy woord. Die woord wat hy gegee het, wat onvervals en onverfynst is. Die woord wat kan deursny deur murg en been. Weet jy waarvan praat hy as hy daai skrifgedeelte sê? Murg en been. Tussen jou gees en siel kan hierdie woord 'n skeiding maak. Ons kom nie by dit uit nie. Julle is te ver. En is dieselfde woord, sê pastoor Jan vir my, moenie worry nie. Die mense sê ek is in die backyard. Want pastoor Jan hou kerk daar in sy erf in die agterplaas. Mense sal altyd 'n verskoning hê om die Here nie te dien nie. En dis om ons op 'n pad is waarheen ons nie weet waarheen ons gaan nie. Ons sit vas. Ons is in hierdie doolhof, ons kom nêrens uit nie. Ons sien al hierdie dinge gebeur en weet jy wat? Ek wonder of daar nog genoeg tyd is om hierdie speletjie te kan speel. Ek wonder of daar nog genoeg tyd is om te sê, ek wil by die kerk, of ek wil by daai kerk, of ek wil nog 'n bietjie slymer, of ek wil nog 'n bietjie slaap. Ek wonder of daar genoeg tyd is, vir ons om so voor te ploeter, en te maak of niks belangrik is nie. Miskien, wat gaan ons sê, as daardie bassein blaas, en jy weet, jy kan hom nie stil maak nie. Die engel op die wolk gaan staan, en hy blaas hierdie bassein, en die koms van die Here is hier, en nie een van ons kan wegkyk of wegdraai van dit nie. Natasja, weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê dat daar mense gaan sê, wees wat sê, berge, bedek ons wil hom nie sien nie. Wat moet gebeur? Liewe mens, wat moet gebeur? Wat nog moet gebeur? Voordat ons gaan begin om te sê, Here, ons wil U aanbid in gees en in waarheid. Nie in hierdie plek of in daardie plek nie. Want jy sien, Miske, die woorde wat ek nou spreek, kom uit Johannes uit. Nadat die Here Jesus vir daardie vrou gevra het vir water, 'n vrou vir wie hy nie water moes vra nie. En die argument of die gesels tussen haar en sy besef, hierdie is 'n spesiale persoon. En ek dink die gesprek, pastoor Michael het gegaan oor, waar moet ons aanbid? Ons voorvaders het gesê by daardie berg, die Jode sê by daardie berg. En die Here antwoord haar, daar kom 'n tyd en 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders van God hom moet aanbid in gees en in waarheid. Nie die plek of daardie plek nie. Maar God sal soek vir wie hy is. Hom sal dien, hom sal vrees. Bring my by my finale skrifgedeelte wat ek wil lees. Die Here se uitroep
Soveel jare terug is dieselfde uitroep as vanoggend. En hy sê so. En ons kan kyk na ons lewens en ons kan kyk na die omstandighede waar ons leef en sê of hierdie skrifgedeelte korrek is al dan nie. Hy sê in Kronieke, 2 Kronieke, die 7de hoofstuk vanaf vers 13. As ek die hemele toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur. Sien ons nie hierdie goeters nie. Blameer ons nie God vir dit nie. En God sê, jy is maar reg as jy seker maar die Here wil blameer vir dit, want die Here sê, hy doen dit. Maar hy gee ook 'n oplossing in vers 14. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van al hulle verkeerde weë. Nie sommige dingetjies net laat staan nie. Nie sommige goedjies ophou mee nie. Al hulle verkeerde weë laat staan. Dan sal ek die hemele oor hulle sondes, ekskuus, laat ek net die Bybeltjie nader bring. Dan ek nou weer verkeerde plek. Dan sal ek die hemele in die hemele hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Latina, daar kom 'n tyd wanneer ver te ver is en naby te naby is, dan sien 'n ou nie meer mooi nie. Maar die woord van die Here sê, as julle bekeer en na my toe terugkom, dan sal ek julle genees. As julle bekeer. As julle ophou met julle stories. As julle ophou om te luister wat die duiwel in die wêreld, die evangelie wat hy vir julle wil vertel, as julle ophou met dit. En ek vra jou mooi, jy kan maar self jou eie toets gaan doen. Vind 'n bietjie die Here. Sonder bietjie tyd af, sit die TV bietjie af vir 'n paar weke. Bære jou foon, los vir TikTok uit en al die ander dinge uit en begin net 'n bietjie op die Here fokus vir 'n maand, 2 maande. Dat jy agter kan kom, daar is 'n verandering in jou gees. En luister dan weer na die musiek. Dan kan jy voel, hier's 'n dreigement. Hierdie ding bedreig iets wat binne my is. Dit is die gees en die teenwoordigheid van die Here, die hand van die Here wat jou wil lei in totale oorwinning. Hierdie musiek, hierdie wêreld, hierdie films. Pastor Michael, ek was verskriklik lief om altyd James Bond movies te kyk, veral Sondagmiddag. Goldfinger, The Only Eye, wat is die ander ene? Nee, weet wat ek agtergekom na 'n tyd, Tina? Hierdie is ook 'n leuen. Want wat doen hy? Hy is 'n man wat saam met elke vrou in die bed spring. Reg kry om te doen wat hy wil. Moord pleeg, left, right en center. My oupa aan my ma se kant het eendag, kyk vroeër jare was daar nie ding soos 'n TV nie. As jy 'n film gaan kyk het jy hom eider daar by die cinema gaan kyk of by die drive-in. En my oupa het gesê, hoorie so, hulle moet net 'n bietjie besem vat en al daai dooie lyke daarvoor gaan opvee en gaan begrawe. Want hy het nou seker maar gedog die mense val daar af as hulle geskiet word. Waarheen is ons op pad? Kom ons kies om vandag te sê, Here, ek is op pad hemel toe. Here, deur u genade en deur u gees wil ek my naam op my eie brief skryf. En net u kan my help om met u pen en u gees my naam te laat skryf. Maak vandag seker dat jy jou naam in die boek van die lewe opgeteken kan kry. Want as hy nie daar is nie, Mishka, te vergeefs. Gaan lees wat sê in Openbaring. Die dode, klein en groot, het voor God gaan staan. En Pastor Michael, jy sal saam met my stem. Daar is boeke geopen. Die een is die boek van die lewe, hulle identifiseer die een boek. Die boek van die lewe, die ander boek word ook oopgemaak. En as dit waar as jy nie daar is nie, dan is jy weg. Weet jy wat is die ander boek wat hulle nie identifiseer nie? Hier is hy. Die woord van God. As hierdie boek
nie inspraak in jou lewe, nie verandering in jou lewe gebring het nie, dan is jou boek ook nie, jou naam ook nie in die boek van die lewe nie. Hoe treurig is dit, dat jy die naam Christen oor jou lewe geskryf het, maar jy het nie so geleef nie. Jy het nie soos 'n kind van die Here geleef nie. Hierdie boek het nie inspraak of impak in jou lewe gehad nie, en hierdie boek het nie impak in jou lewe deur na ander mense se lewens gehad nie. Hoe tragies. In Matteus kom hy, en hy sê, baie sal in daardie dag van my sê, Here, Here, ek het in U naam Ecclesia Bible College bestuur. Ek het in Ecclesia College geleer. Here, ek het gebid, mense het tot bekering gekom. Here, ek het gepreek, mense het gehoor. En Natasha daar die tragiese woord, waar hy sê, gaan weg van my af, werker van ongeregtigheid. Kom ons terug, kom ons keer terug, laat ons weet wat is hierdie pad wat ons stap, laat ons weet waar ons op pad is. En terwyl ek en jy, Tina, op pad is, soontoe, na die hiernamaals toe, laat ons 'n paar mense by die hand vat en sê, loop saam met my. Ek sê nou die ander Sondag, Natasha weet, ek het met die kinders gesels, my grootste vreugde sal wees, Pastoor Michael, die dag wanneer ek klaar is, dat John, Vanessa, Richard, die 2 klein kindertjies, Martie, Marlo, Mishka, Divan, Nikita, en my vrou, dat ek kan weet, dat ons hemel toe gaan, dat al almal tot bekering is, dan kan ek salig gaan rus, want dan het ek my werk gedoen. En vir julle daar buite op YouTube, ek wil by julle pleit, hierdie boodskappe vir julle ernstig in julle harte raak, deel dit uit. Hierdie evangelie moet gehoor word. Hierdie boodskappe moet uitgaan. Daar is nie vir ons meer baie of 100 jaar of miljoene jare oor, om ons sake reg te kry met die Here nie. Dis nou die tyd. Aba Vader, ek kom vanoggend om hierdie boodskap voor U voete neer te lê. Hoe ver hy gaan, Here, dit hang van U af. Vader, as hy net hier gehoor moes word, deur ons eie ore en ons eie oë gesien moes wees, Here, dan neem ek aan, dit is wat U wil hê. Maar ek bid dat daar nou 'n tyd sal kom, wanneer ons weer opnuut en opreg weer sal bekeer tot U, en sal vra, Here, lei ons en wys ons. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.